Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou, ek het onlangs teruggekeer van 'n byna 4 weke lange besoek aan Europa. Ek het die voorreg gehad om 8 lande te besoek, van Nederland, België, Duitsland, Frankryk afdeur tot in Spanje, Switserland, Italië en Oostenryk. En 'n mens vra jouself altyd natuurlik die vraag af tydens en dan veral na 'n Europese besoek, waar staan Europa tans? Ons hoor baie en ons lees baie oor die vraagstukke van die westerse beskawing, en dit is iets wat ons hier in Wêreldwys ook al baie bespreek het, ook met interessante kommentators. Maar mens vra jouself af, is Europa tans 80 jaar na die einde van die Tweede Wêreldoorlog by 'n kantelpunt? Sal Europa sy huidige uitdagings kan oorleef, en hoe gaan die Europa van die toekoms lyk? Nou, ek wil hierdie week so 'n bietjie fokus daarop en vir julle tog 'n paar video's wys, uiteenlopende video's wat ek opgeneem het tydens my besoek aan Europa, en ons wil so 'n bietjie verskillende streke in Europa bespreek. Maar ek wil eers begin met 'n aanhaling. Ek lees in 'n artikel wat verlede jaar reeds verskyn het op Bloomberg deur Ben Sills oor hierdie hele vraagstuk oor Europa by 'n kantelpunt. En hy praat van 'n kombinasie wat daar tans in Europa bestaan, wat eintlik 'n gevaarlike kombinasie is wat Europa bedreig. Dit is nou die kombinasie van politieke verlamming, en ons sien daar die politieke verlamming nie net op die vlak van die Europese Unie in Brussel nie, maar ons sien dit in parlemente. In Nederland beleef ons tans 'n volledige politieke verlamming met 'n koalisieregering wat nie daarin slaag om 'n mandaat uit te voer nie weens die interne stryd. En daardie interne stryd sien jy in verskeie ander Europese lande ook. So daar's 'n politieke verlamming op nasionale vlak, maar dan ook op Europese Unie vlak wat groot uitdagings vir Europa skep. Dan is daar eksterne bedreigings. Europa word ekstern bedreig. Baie Europeërs sal vir jou sê hulle voel dat Rusland hulle bedreig en dat hulle bekommerd is oor toekomstige konflik en oorlog moontlik, maar hulle word ook bedreig deur toenemend sabotasie van inligtings- en kommunikasiestelsels, van belangrike energie-infrastruktuur, soos byvoorbeeld olie- en gaspypleidings wat onder deur die see loop. Dan is daar die probleem van interne konflikbedreigings, die toenemende islamisering van Europa en radikalisering. Enkele dae gelede het die Franse president Emmanuel Macron 'n verslag bekend gemaak wat daarop dui dat ekstremistiese islamitiese groepe in Frankryk besig is om instellings soos skole, plaaslike regerings, klubs en ander instellings dan in Frankryk te infiltreer en te probeer islamiseer. En Emmanuel Macron wat sê dat hierdie 'n groot bedreiging vir Frankryk inhou, en daarmee saam natuurlik altyd die bedreiging van terreur en terreuraanvalle. Dan het Europa ook wesenlike ekonomiese uitdagings. Ons het eintlik die afgelope paar jaar gesien dat Europa sukkel om ekonomies te herstel. Talle Europese lande groei stadig, groei te stadig, en daarmee saam natuurlik dan die uitdaging van eintlik 'n soort van stagflasie, waar daar hoë inflasie was sedert die einde van die pandemie, maar jy ook gesien het daar 'n verlangsaming in die ekonomie was. In Europeërs wat ongelukkig is met hoë lewenskoste, lae ekonomiese groei, en dit skep krapperigheid. Vaardige mense verlaat dikwels Europa. Daar's geweldige druk weens massa-immigrasie, miljoene mense wat Europa ingestroom het die laaste paar jaar, en ons sit dus met hierdie uitdaging van 'n kombinasie van interne en eksterne faktore wat uiteindelik die vraag skep, sal Europa oorleef? Hoe gaan die Europa van die toekoms lyk? Wat as China met sy industriële ontwikkeling verder Europese uitvoere bedreig? Ons dink byvoorbeeld aan iets soos die Duitse motorvervaardigingsbedryf. Wat as Rusland op een of ander manier in die toekoms veiligheidsbedreigings vir Wes-Europa kan inhou? Wat daarvan as Amerika verder wegbeweeg van Europa en van sy bondgenootskap met Europa? Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, na 'n besoek aan Europa, en ek dink hierdie was my meer as 15de besoek sekerlik die afgelope 20 jaar aan Europa gewees,
is die groot probleme van Europa nie noodwendig die eksterne bedreigings en faktore nie. En dit is iets wat die Amerikaanse adjunkpresident J.D. Vance ook onlangs in 'n toespraak in Europa gesê het. Europa se probleme lê op die terrein van demografie. Mense kry te min kinders en daar is 'n lae bevolkingsaanwas. Die tweede terrein is massa-immigrasie en dis baie sigbaar. Ek het die voorreg gehad om tydens hierdie onlangse besoek natuurlik stede te besoek soos Den Haag en Amsterdam en Brussel en Parys, natuurlik verskeie Italiaanse stede te besoek, ook stede in Switserland en stede in Duitsland. Mense dink byvoorbeeld aan 'n stad soos München en oral in elke Europese stad is daar parallelle samelewings besig om te ontstaan, meestal islamitiese parallelle samelewings wat baie sterk selfvertroue het, wat werk vanuit 'n posisie van gemeenskaplikheid, soewereiniteit binne die gemeenskap en vanuit daardie posisie groei en organiseer en hulle invloed laat geld. Nou, massa-immigrasie is besig om vir Europa reuse uitdagings te skep. Dit skep nie net parallelle samelewings nie, dit skep ook politieke uitdagings, dit skep spanning tussen verskillende groepe in Europa, dit skep plaas baie druk op Europese instellings, op Europese begrotings, immigrante wat dikwels baie afhanklik is van byvoorbeeld behuisingsvoordele en ander voordele. Maar daar lê 'n groot stuk skuld by Europese bevolkings en ek wil eintlik so ver gaan om te sê hierdie is dalk die enkele grootste uitdaging tans in Europa en dit is die uitdaging van identiteit. Nou, veral sedert die laat 1960s met die hele verligtingsbeweging of veral onder studente in verskeie Europese lande, het ons eintlik gesien 'n afbreek in identiteit in Europa, die ontwikkeling van 'n oikofobie of eintlik 'n soort van verwerping van eie identiteit, selfs 'n haat vir eie identiteit en daarmee saam die geweldige individualisering in Europa. En in die meeste Europese samelewings vandag sien ons dus mense wat geweldig geïndividualiseerd is, wat nie 'n baie sterk assosiasie met hulle eie identiteit en hulle eie kultuur en hulle volksbewussyn het nie, en daarmee dus eintlik in 'n mate verswak is om hulle eie identiteit, of dit nou 'n taalidentiteit of 'n kulturele identiteit of selfs 'n nasionale identiteit, om dit dan nou in beskerming te neem. En as jy dan bedreigings het, of dit nou bedreigings is van parallelle samelewings, of dit veiligheidsbedreigings is van buitelandse magte, wat ook al dit is, dan is jy in 'n verswakte posisie om jou eie identiteit te beskerm en om vir jouself 'n sekere toekoms te skep. En ek wil so ver gaan om dus te sê dat dit, dink ek, na 'n onlangse besoek weer eens, is die grootste uitdaging in Europa. Nou, hoe gaan die toekoms dan van Europa lyk? En dit is bietjie die video's wat ek vir julle wil wys en waaroor ek eintlik baie graag wil gesels. En dit is dat ek vermoed ons in die toekoms in Europa gaan sien, kom ons sê oor 2 of 3 dekades, eilande van oorlewing, eilande van gemeenskappe wat sal bestaan en wat sal oorleef. En dit is plekke waar mense oor die afgelope dekades eintlik nie bederf was met 'n identiteit wat beskerm is, waar mense regtig moes veg en moes stry en met groot moeite hulle regte moes verseker om hulle eie identiteit te beskerm. Ek dink byvoorbeeld aan 'n plek soos Suid-Tirol. Ek het ook tydens hierdie besoek die voorreg gehad om na die ooste van België te reis, waar jy 'n minderheidsgemeenskap het van Duitssprekendes. Mense besef dit nie altyd maar daar's 3 taalgemeenskappe in België. Daar is die Franstalige mense in die suide in Wallonië, die Nederlandstalige Vlaminge in die noorde en dan in die ooste 'n Duitssprekende taalgemeenskap wat volle regte het volgens die federalisme in België om hulle eie regering te hê, hulle eie parlement te hê. Ek het na daar gereis en 'n bietjie 'n video vir julle saamgestel in die hoofstad van die Duitssprekende gemeenskap in België, en ek sal 'n bietjie dan ook gesels oor die Belgiese federalisme, dan ook 'n bietjie te gesels oor Nederland en die toekoms van Nederland en 'n bietjie oor Friesland te praat, 'n bietjie vir julle te wys iets interessant oor Friesland en die Friese taal en kultuur en hoe dit steeds voortleef in Friesland. Maar ek wil begin deur te kyk na Suid-Tirol. En ons het in die afgelope paar weke se episodes soms verwys na Suid-Tirol. Ons het ook besoek afgelê in Suid-Tirol en ek dink die van julle wat vorige episodes van Wêreldwys gekyk het, sal weet dat Suid-Tirol regtig 'n voorbeeld is vir die wêreld
van hoe 'n gemeenskap, 'n kultuurgemeenskap, autonomie kan verkry en in vrede kan saamleef met eintlik dan 'n meerderheidsbevolking in 'n land soos Italië. Die Duitssprekende Tirolers in Suid-Tirol maak minder as 0,5% van die Italiaanse bevolking uit. Maar tog sien jy, as jy Suid-Tirol besoek, dit is nou die provinsie daar in die noorde van Italië, waar 'n meerderheid van die mense Duits praat, dat daar baie sterk regte is. Autonomie is eintlik vir die Duitssprekende minderheidsgemeenskap. En as ons praat oor die toekoms van Europa, is my voorspelling dat dit hierdie soort van gemeenskappe is wat die beste kans het om in die toekoms voort te bestaan, om eintlik te oorleef in 'n Europa wat waarskynlik in die toekoms baie meer kompleks gaan wees, 'n Europa waar daar waarskynlik die toekoms weer meer konflik gaan wees, maar veral 'n Europa waar daar baie meer kulturele verval gaan wees. Nou, een Sondagoggend het ons die voorreg gehad om dan 'n geleentheid by te woon by 'n kerk in Suid-Tirol. Die Suid-Tirolers is natuurlik omtrent almal Katolieke. En ek wil sommer vir julle 'n bietjie 'n video of twee wys van wat daar afgespeel het. Dit was 'n hele kulturele byeenkoms by hierdie kerkdiens. Dit was orkeste wat opgetree het, 'n hele gemeenskapsbyeenkoms. En as jy kyk na die diepte van die kultuurbehoud hierin in Suid-Tirol, dan moet mense erken dat daar waarskynlik 'n baie sterk en goeie geleentheid vir die mense in Suid-Tirol is om oor 20 of 30 of selfs 50 jaar te sê, ons is nog hier, ons bestaan nog hier in Europa. Nou ja, dit is so iets van daardie kultuurbelewenis daar op 'n Sondagoggend in Suid-Tirol. En ek dink julle sal met my saamstem, dit is kultuurryk. Dit wys vir ons van mense wat nog 'n sterk belewenis het van tradisionele kleredrag, musiek en 'n bewustheid van hulle geloof en die rol wat dit in hulle kultuur speel. Ek gaan nie baie meer oor Suid-Tirol sê nie, julle kan meer daaroor gaan lees en ook na vorige episodes kyk. Ek wil nou beweeg na België. En baie van julle weet, België is 'n sterk federalistiese staat wat bestaan uit geweste en gemeenskappe. Die gemeenskappe is nou die taalgemeenskappe wat 'n Duitssprekende, Franstalige en 'n Nederlandstalige gemeenskap insluit. En die gewestes is dan nou die Brusselse geweste wat die hoofstad is, die Vlaamse geweste, dis met ander woorde meer streke, en die Waalse gemeenskap. Nou die Waalse gemeenskap wat die suidelike deel van België uitmaak, bestaan dan uit Franstaliges en in die ooste Duitsstaliges. Nou dis eintlik verstommend om te dink dat 70,000 Duitssprekende mense in 'n land soos België, hulle volledig hulle eie regering kan hê, hulle eie parlement kan hê, eie politieke leiers kan hê, en hulle eie instellings, hulle eie skole, kultuurinstellings en alles. En ek het 'n bietjie besoek gaan aflê daar in die ooste van België, en ek wil vir julle 'n bietjie vertel en wys hoe lyk dit daar in hierdie Duitssprekende gemeenskap in België. Vriende, ek staan hier in die stadsentrum op die plein van Eupen. Nou, julle gaan wonder waar en wat is dit? Ons fokus natuurlik hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media op interessante gemeenskappe in Wes-Europa. Daar's baie meer, mens sou natuurlik as jy tyd gehad het, baie plekke kon besoek. Ek was verlede week in hierdie program Wêreldwys natuurlik in Suid-Tirol gewees, in die noorde van Italië. Suid-Tirol gemeenskap of 'n streek wat 'n groot mate van autonomie van Italië gekry het, en ek het tog besluit, soos wat ek Wesreis en 'n dag of wat gelede in Straatsburg in Frankryk moes wees, vanaand in Vlaandere moet wees in België, om hier 'n draai te maak in Eupen. Nou, waar is Eupen? Wat is en wat maak Eupen belangrik? Dit is die hoofstad van die Duitssprekende gemeenskap in België. Nou, België is natuurlik 'n baie interessante federale staat in Europa. Ek dink een van die model voorbeelde van federalisme in Europa. En mense dink altyd as jy praat oor België aan die skeiding tussen die Vlaamse noorde
en die Waalse of Franstalige suide van België. En dit is natuurlik wel so, maar België en die federalisme in België wat heel wat meer kompleks is as net bloot 'n skeiding tussen die Nederlandstalige Vlaandere en die Franstalige Wallonië. België het 'n baie interessanter, meer komplekse soort van federalisme. En wat belangrik is om te onthou dat toe België in die 1800s as staat opgerig is, eintlik as 'n soort van skikking natuurlik in die voortdurende stryd tussen die Franse en die Nederlandse wêreld en 'n deel van die ou Nederlande, dit met ander woorde Vlaandere, gevoeg is by Wallonië wat 'n Franstalige gebied is in België geskep is, was België nie 'n federale staat nie. Vir baie lank was België eintlik 'n sentrale staat waarin die Franstalige elite, wat eintlik die minderheid was, gedomineer het oor ander taalgemeenskappe, dan veral die Nederlandstalige Vlaminge wat wel uiteindelik die meerderheid was. Maar hier in die ooste van België is interessant genoeg dan nou die Duitssprekende gemeenskap. 9 munisipaliteite in totaal, so wat 80.000 mense wat hier in die Duitssprekende deel van België woon. En hulle was nie altyd deel van België nie, so dis ook belangrik om die geskiedenis te verstaan. Hierdie stad Eupen met sy 19.000 burgers en hierdie streek, die hele Duitssprekende streek van België, het 'n baie interessante geskiedenis. Dit dateer natuurlik terug eeue ver. Mens kan teruggaan na die hertogdom van Limburg, toe Eupen en die dorpe hier om Eupen deel was van die hertogdom van Limburg. Mettertyd het dit deel geword van die verskillende ander gebiede, die Habsburgers wat vir eeue oor hierdie gebied regeer het. En uiteindelik, as 'n mens nou 'n hele sprong maak verby die Oostenryks-Hongaarse Ryk en die Habsburgers en jy gaan tot by die wêreldoorloë, dan het ons gesien dat tydens die ondertekening van die verdrag van Versailles in Frankryk na die Eerste Wêreldoorlog, die Franse daarop aangedring het dat hierdie gebied nie aan Duitsland teruggegee moes word nie. En dis natuurlik Duitssprekendes wat hier woon. In hierdie gebied is 90% van die mense Duitssprekend, 10% is Franstalig. En Frankryk wat wou sien dat hierdie gebied dis aan België gegee moes word. So, na die Eerste Wêreldoorlog met die ondertekening van die verdrag van Versailles word hierdie streek dis deel van België. En toe het België ook 'n Duitstalige gemeenskap, maar sonder dat hulle noodwendig op daardie tydstip al heelwat regte, veral in terme van eie regering gehad het. Ons het gesien eers lank na die Tweede Wêreldoorlog dat daar werklik waar federalisme ingestel is hier in België. En vandag het België gewestes en gemeenskappe. Daar's 3 gewestes. In die noorde Vlaandere, meerendeels Nederlandstalig, maar daar's ook sekere munisipaliteite in Vlaandere op die grens veral met Wallonië en rondom die stad Brussel, waar daar dan veral Franstalige en Nederlandstalige persone is, maar die grootste deel van Vlaandere Nederlandstalig. Dis een geweste. Die tweede geweste is Wallonië, veral dan in die suide van België. Wallonië is hoofsaaklik Franssprekend, enkele Waalse munisipaliteite naby aan Vlaandere waar daar ook Nederlandstaliges is. En dan is daar in Wallonië hierdie aan die ooste teen die grens met Duitsland, hierdie gemeenskap, die Duitstalige gemeenskap met sy hoofstad Eupen, hier waar ek nou staan, en dit is dan die tweede geweste. Die derde geweste in België is Brussel, die hoofstad van België, en dit maak dan 'n aparte streek of geweste uit. So daar's 3 streke of gewestes in België: Vlaandere, Wallonië en Brussel. Maar dan is daar ook 3 gemeenskappe in België. Die een is die Vlaamse gemeenskap, die ander die Waalse gemeenskap en die derde een dan nou die Duitse gemeenskap. En dit is kultuur. Met ander woorde, die eerste is territoriaal. Vlaandere, Wallonië en hierdie Duitse gebied is die Brusselse gebied is territoriale gebiede
duidelik onderskeibaar van mekaar, maar dan het België ook kulturele gemeenskappe, en dit is dan nou die Vlaamse gemeenskap, die Waalse gemeenskap en die Duitse gemeenskap. En op verskillende maniere het hulle eie regerings. In terme van territoriale gebiede het jy dus 'n Vlaamse regering ingesetel in die Vlaamse parlement. En interessant wat Vlaandere aanbetref, is daar nie aparte gemeenskapsregerings en geweste regerings nie. Die geweste en die gemeenskap kom saam in 'n groot mate in die Vlaamse parlement, en daar's dus gedeelde funksies. Wat Wallonië aanbetref, het jy egter 'n Waalse parlement wat dan nou 'n streeksparlement is, en dan het jy hier in Eupen natuurlik 'n eie taalgemeenskap, met ander woorde wat ook sy eie regering het en wat oor talle regeringsfunksies self beskik. Al woon hier net so wat 80.000 mense in die Duitssprekende deel van België, het hulle beheer oor byvoorbeeld hulle eie onderwys, eie kultuurkwessies, ander belangrike sake wat vir hulle as kultuurgemeenskap dis van groot belang is. So ja, dis werklik waar interessant om vandag te staan hier in hierdie klein maar belangrike staatjie Eupen. Net 0,7% van die Belgiese bevolking woon in hierdie Duitssprekende gebied, maar hulle beskik oor 'n groot mate van autonomie. Anders as in Suid-Tirol, waar dit eintlik 'n stryd was rondom autonomie, om autonomie te kry na die Eerste Wêreldoorlog, en dit het eintlik dekades geneem, is die verhaal hier natuurlik anders. Belgiese autonomie is meer deur die Vlaminge gedryf en deur die Vlaminge dan nou onderhandel om uiteindelik wel dit te kon kry. So ja, dit is iets hier van die verhaal van die Duitssprekende minderheid hier in België. Werklik interessante verhaal van mense wat weer eens 'n klein minderheid uitmaak, maar 'n groot mate van autonomie het, van eie regering het, regte het om self te beskik oor hulle eie onderwys en ander dinge wat vir hulle belangrik is. En ek wil tog ietsie wys hier van die stadsplein van Eupen, heel wat historiese geboue hier agter my, ook 'n pragtige monument. Julle kan gerus meer gaan lees oor Eupen. Ek sal nog so 1 of 2 videoetjies maak tydens hierdie episode ook van die geboue hier. Maar ja, belangrik is, ons moet onthou dat die wêreld verander. En ek dink die les wat 'n mens uit België uit dikwels kan leer, is hoeveel die wêreld kan verander, hoeveel dinge verander, en dan dink 'n mens dikwels dat 'n sentrale staat is permanent. In België was daar vir lank 'n sentrale staat, 'n sterk sentrale staat gewees. Uiteindelik is België vandag 'n sterk federasie, en selfs kan mens beweer om onderweg of op pad daarna om 'n konfederasie te word. Dit kan verander. En ek dink dieselfde geld in 'n groot mate vir Suid-Afrika. Suid-Afrika is vandag 'n sterk sentrale staat, en ons dink alles word deur 'n ANC-geleide regering vanuit Pretoria beheer, maar Suid-Afrika kan ook verander. En ek dink die Duitstalige gemeenskap hier in die ooste van België kan dus vir ons 'n uitstekende voorbeeld wees van wat moontlik is. Net 80.000 mense, van hulle 90%, so kom ons sê omtrent 70.000 Duitssprekende mense, maar hulle regeer hier oor groot mate oor hulle self. Hulle is verseker nie afhanklik van alles wat in Brussel, die Belgiese hoofstad, besluit word nie. Nou ja, ek groet julle hier vanuit die staatjie Eupen, reg in die ooste van België, 'n Duitssprekende gemeenskap. Nou ja, ek dink julle sal dit baie interessant vind, en ons sal nog in die toekoms 'n bietjie meer moet gesels oor die Belgiese federalisme en hoe alles presies daar werk. Maar ek dink dit is 'n goeie voorbeeld vir wat moontlik is aan ander plekke, ook in Suid-Afrika. En ek dink werklik waar fascinerend dat so 'n klein volkie of so 'n klein gemeenskap van 70.000 Duitssprekendes daar soveel autonomie kan hê. Ek wil nou na Nederland beweeg. Nederland is geen federalisme nie, dis 'n sentrale staat, maar daar's wel interessante regte, en in een plek waar dit so is in die provinsie Friesland, in die noorde van Nederland. En ek het 'n bietjie Friesland besoek, daar oor die afsluitduik gery, wat natuurlik ook 'n wonderwerk is. Ek wil ook vir julle 'n bietjie wys hoe lyk die afsluitduik vanuit Noord-Holland na Friesland, wat ook moontlik gemaak het dat natuurlik soveel grondgebied by Nederland bygevoeg is. En ek gaan vir julle 'n bietjie wys hoe lyk dit daar by die afsluitduik, maar hoe lyk dit ook in een van die Friese stede waar die Friese taal natuurlik beskerm en bevorder word.
Nou waar staan ek? Ek is hier in Nederland, in een van die noordelike provinsies Friesland, in een van die 11 Friese stede, Franeker. Nou oor die volgende paar dae gaan ek in hierdie episode van Wêreldwys bietjie met julle gesels oor Nederland, wat alles hier in Nederland gebeur. Maar Friesland is natuurlik baie interessant. Dis 'n provinsie met sy eie taal, die Friese taal. As jy hierdeur elke Friese dorp of stad ry, dan is alles aangedui in 2 tale, in Nederlands en in Fries. Pragtige ou dorpe en stede met baie mooi argitektuur, eie kultuur en interessante eie gewoontes in al die tipiese Friese dorpe en stede. Wat ook natuurlik opvallend is, is dat jy 'n soort van streeks dialekte hier kry, maar ook unieke streeks gewoontes en kos byvoorbeeld by die restaurante wat verskil van een deel, nie net van Nederland na 'n ander deel nie, maar ook byvoorbeeld van een dorp na 'n ander. So ja, fantasties. Ek vind altyd Friesland een van die mooiste dele van Nederland. Regtig interessante mense. En natuurlik is baie van die vanne uit Friesland ook bekend in Suid-Afrika. Ons ken dit eindig gewoonlik op 'n A, en al daardie vanne wat so op 'n ma of 'n na eindig, is dikwels hier uit Friesland afkomstig. Ook so baie van die Afrikaners voorgeslagte wat dis hier uit Friesland in die noorde kom. Pragtige boerderye, mooi plase hier in Friesland. Ook baie van daardie kultuur wat ons sien wat oorgedra is na ons in Suid-Afrika. So ja, ek staan hier op die Afsluitdijk. Die Afsluitdijk skei die Noord-Holland, provinsie Noord-Holland wat hier agter my is van in daardie rigting Friesland. En dan die agter my is die Waddenzee, dis natuurlik die Waddenzee deel van eintlik die Noordsee wat daardie kant lê. En dan in hierdie rigting waar al die windmolens is nou die IJsselmeer. Nou dit was deel van die Noordsee gewees totdat die Afsluitdijk gebou is. Die Afsluitdijk meer as 30 kilometer lank, een van die belangrikste duike wat ooit hier in Nederland gebou is en wat natuurlik Nederland geweldig goed beskerm van oorstromings, dan ook vir al dele van Noord-Holland en in Friesland. Dit het natuurlik ook veroorsaak dat die bou van die Afsluitdijk, laat ek net weer wys, hierdie is die Afsluitdijk, is met ander woorde ook 'n pad wat hier oorgaan, en as jy mooi kyk is die see, hierdie kant wat die see is, hoër as wat die land aan daardie kant is. Die see heel wat hoër, die Afsluitdijk maak dit natuurlik. Moontlik is natuurlik ook al die baie windmolens wat nou in die IJsselmeer gebou is. Nou vandag is die IJsselmeer natuurlik vars water. Is nie meer soutwater soos toe dit see was nie. En nou ja, toe die Afsluitdijk nog nie was nie, het die see natuurlik hier in beweeg en was dit seewater, soutwater tot by Amsterdam. En het dit heel wat oorstromings veroorsaak. Beide aan die kant van Noord-Holland en dan ook in die rigting van Friesland. En natuurlik dorpe wat gereeld oorstroom het, maar een van die gevolge van die bou van die Afsluitdijk, daar's natuurlik baie gevolge. Die een onder andere dat die IJsselmeer nou vars water is, waar dit in die verlede seewater was, maar een van die gevolge is dat daar geweldig baie grond gewen is. Daar's 'n hele nuwe provinsie, Flevoland, wat volledig 'n nuwe provinsie is. Dekades gelede, voor die bou van die Afsluitdijk, was dit alles onder die see gewees. Vandag is daar 'n totaal nuwe Nederlandse provinsie met 'n nuwe dorpe en stede soos Lelystad wat die hoofstad is van Flevoland, en dis alles moontlik gemaak deur die bou van hierdie duik. Wat vandag pragtig is, nou dele van die duik word oorgedoen tans. Kyk hoe mooi is hierdie deel. Julle kan sien dis heeltemal voltooi hier aan Noord-Holland se kant. As jy ry na Friesland, is hulle tans nog besig met 'n langtermynprojek. Dis 'n projek wat al reeds jare lank aan die gang is, steeds lank gaan duur, waar die hele Afsluitdijk tans opgradeer word. Dele van hom word heeltemal herbou. Jy moet onthou, dis 100 jaar terug. Is hierdie konstruksie gedoen en baie van dit is natuurlik verouderd weens erosie. So groot dele van die Afsluitdijk wat nou ook aan heeltemal opgradeer word. Maar ja, natuurlik sien 'n mens al die windmolens hier, windenergie, windelektrisiteit wat vir Nederland baie belangrik is. Natuurlik ook een van die groot dispuutpunte, want as jy hier deur Friesland ry, die provinsie agter my, dan staan daar natuurlik honderde van hierdie windmolens wat natuurlik 'n bietjie die landskap lelik maak, of soos hulle hier in Nederland sal sê, die landskap vervuil. Aan die ander kant, ja, groot voordeel seker weer uit die elektrisiteit wat opgewek word uit die windmolens, maar ja, duike is die verhaal van Nederland, die permanente stryd tussen mens en water,
die geweldige oorstromings wat daar in die verlede was en die bou van 'n duik soos die afsluitduik wat 'n reuse verskil gemaak het. Baie oorstromings minder gemaak het, baie grond gewen het, landbougrond, nuwe dorpe wat gebou kon word en natuurlik waar jy dan nou vandag hierdie lieflike meer hierso het, hoewel daar al die windmeulens staan, die IJsselmeer wat vandag dan ook 'n varswatermeer is. Nou ja, ek het net gedink interessant om vir julle te wys, daar agter ons lê die Noordsee, die Waddenzee, die Noordsee ook daar agter. Redelik hoog as jy eintlik hier staan en jy sien die ander kant is eintlik heel wat laer met dorpe en landbougrondplase wat alles onderseevlak is. Nou ja, ek groet julle dan hier vanaf die 30 km lange afsluitduik tussen Friesland en Noord-Holland. Vriende, dit is dan nou iets van Friesland. Ek glo julle daar op die video gesien, die Friese hang nie die Nederlandse vlag uit nie. Hulle gebruik die Friese vlag. In Friesland praat hulle ook die Friese taal. Natuurlik is alles aangedui in Friesland in Fries en in Nederlands. En dis maar net 'n provinsie van Nederland. Eintlik nog 'n model. Nou ek kan sekerlik op hierdie potsending vir julle nog baie meer gewys het. Ons sou die Katalane en die Baske in Spanje kon gaan besoek en die Skotte wat ook natuurlik 'n vryheidsstrewe het. En daar's baie ander volkere in Europa wat een of ander vorm van federalisme of regeringsautonomie het. Ek het egter maar net so met die reis waar dat tyd was 'n paar videoetjies opgeneem en wou in hierdie week se episode eintlik maar net sê, weet julle, as 'n mens strewe na groter selfbeskikking, na groter selfregering, is dit eintlik heeltemal normaal. En dit mag dalk ook net die behoud van Europese volkere wees. Ons weet nie hoe die toekoms gaan lyk nie, ons kan nie die toekoms voorspel nie, maar ek wil wel voorspel dat gemeenskappe met 'n sterk identiteit, gemeenskappe wat 'n ervaringsveld het, 'n meer onlangse ervaringsveld het van die beskerming van hulle eie identiteit, hulle eie taal, kultuur, hulle ruimtes, dat hulle waarskynlik die beste kans sal hê in die toekoms om in Europa te oorleef. Nou, ons sal in die toekoms nog baie hieroor praat en sekerlik met volgende reise ook nog 'n bietjie meer van ander dele van Europa vir julle wys. Ek hoor graag, wat dink julle daarvan? Wat dink julle van federalisme, van autonomie, van verskillende modelle in Europa, maar uiteindelik ook, wat dink julle oor die toekoms van Europa? Stem julle saam oor wat die werklike bedreigings van die Europese samelewing is? Hoe dink julle gaan Europa in die toekoms lyk? Ek dink Europa is steeds belangrik, dit bly steeds vir ons 'n soort van moederkontinent waarvan baie van ons self, ons voorvaders vandaan kom, en daarom kan ons nie Europa bloot maar net ignoreer nie. Dit bly steeds 'n kontinent waarvoor ons lief mag wees, maar waaroor ons ook definitief bekommerd mag wees. Ek hoor graag van julle, onthou om in te teken op ons kanaal en om elke week die nuutste episode van Wêreldwys hier op Marula Media te kyk. Totsiens.